Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Efesiërs 2, vers 4 tot 10. Kom ons lees saam. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dis nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 4 tot 10 is een van die mooiste gedeeltes in die Bybel wat God se genade en liefde beskryf. Dit herinner ons aan waar ons vandaan kom, wie God is en wat hy vir ons gedoen het. Hierdie waarheid lei ons nie net tot nadenke nie, maar beweeg ons om anders te leef, om goeie werke te doen en ander te dien. Ons kan nie net daaroor dink nie. Ons kan nie net 'n besluit maak om, dit is wonderlik om hierdie liefde en genade te kry en niks daaromtrent te doen nie. Dit nooi ons uit tot aksie. Dit weerspieël iets van God se karakter. God is ryk in barmhartigheid en liefde. Johannes sê in 'n ander gedeelte, liefde is nie iets wat God doen nie, maar wie hy is. Iemand anders het gesê, ons kan nie verstaan dat genade vir ons genoeg is, totdat ons nie verstaan dat genade 'n persoon is nie. Dis nie net wat God doen nie, dis wie hy is. Trevor Hudson sê dat om God se liefde te verstaan, ons die werklikheid van ons gebrokenheid moet aanvaar. Hy het ons lief, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit sy natuur is. Toe ons dood was in ons sondes, het God ingegryp. Hy het nie vir ons gevra om onsself reg te maak nie. Hy het die eerste stap geneem. En dit is hoekom Paulus sê, hierdie is 'n geskenk. Dis 'n geskenk wat ons ontvang, sonder dat ons enigiets daarvoor doen. En hierdie redding herstel nie net ons verhouding met God nie, maar verander ons hele wese. Alles van ons verander. God het ons saam met Christus lewendig gemaak en ons 'n plek in die hemele gegee, skryf Paulus. Dit beteken dat ons nou deel het aan God se oorwinning oor sonde en oor dood. En miskien moet jy dit vir jouself hardop sê by die huis. Ons het saam met Christus oorwinning oor sonde en dood gekry. Ons is nie meer gebroke skepsels nie, maar nuwe skepings met 'n nuwe lewe. Om hierdie liefde en genade te verstaan, moet ons eers tyd neem om dit te besin en te beleef. En wanneer hierdie insink, wanneer ek dit besef, wanneer ek vanuit hierdie besef begin lewe, lei dit ons na aksie. Die ervaring van God se liefde en genade gee ons die energie om ander te dien. As ons dit besef, as ons kan besef hoe groot God se genade is, word dit 'n natuurlike reaksie om hierdie genade met ander te deel. Ek onthou die woorde van 'n bekende skrywer wat gesê het, "Forgiven people forgive." Dis net iets wat ons doen, wat ons kry dit. En kontemplasie, wanneer ons na kontemplasie verwys, kontemplasie beteken om te onthou waar ons vandaan kom. Ons was dood in ons sondes, maar nou is ons lewendig gemaak. Uit genade is julle gered, en dis nie uit julleself nie, dis 'n geskenk van die Here. Hierdie herinnering hou ons nederig en maak ons meer bewus van mense om ons, wat ook daardie genade nodig het. Ek weet nie, as jy iets gekry het wat werk vir 'n verkoue of vir 'n siekte, hoekom wil jy dit nie deel nie? Hoekom wil jy nie iets deel wat jou gesond maak en jou heel maak en jou nuut maak nie? Ons as volgelinge van Jesus kan nie anders nie. Kan nie anders om dit met ander te deel nie. En elke goeie werk wat ons doen, is 'n manier om God se liefde sigbaar te maak. En dit begin by 'n keuse.
om God se plan vir ons te aanvaar en te vertrou dat hy ons sal lei na die regte paaie en dien geleenthede. En hierdie werke wat ons na uitgenooi word, hoef nie groot of indrukwekkend te wees nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid in die klein dinge. Klein dinge wat soms grootste impak maak. Jesus se woorde in Matteus 25, wat julle aan die geringste van hulle gedoen het. Maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, die geringste. En ook dit wat jy die geringste doen. Hy sê al is dit net 'n besoek, of 'n broodjie, of 'n baadjie, dis groot vir ons lewens. Dis groot vir ander mense se lewens. Ek sê nou al is dit net, maar ons kan niks wat ons saam God doen gering ag nie. Elke stap na iemand anders word die werk van God hier op aarde. Dis massief. Dis groter. Dit breek my brein soms om te dink dat God is besig om saam met ons te werk in ons gebrokenheid om heelheid in hierdie wêreld te bring. Ons is gered met 'n doel. God het 'n spesifieke werk voorberei waartoe hy ons elkeen roep. En hierdie werke is nie opsionele dade van vriendelikheid of bedagsaamheid of so nie. Hulle is sentraal tot wie ons nou is. As ons ander dien, wys ons die wêreld wie God is en hoe sy liefde werk. Ek sluit af. Johannes 13 sê Jesus, een van die belangrikste dinge van ons as gelowiges. Ons moet dit weet, ons moet met dit leef. Hy sê ek gee julle 'n nuwe opdrag, 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Dis die uitnodiging, dit is om ons uit te stuur. Dan vra ons hoe, dan sê hy soos ek julle liefhet. Moet julle ook mekaar lief hê. Dit wat julle gekry het, dit moet julle deel. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Dit word die vertoonvenster van ons geloof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade en dankie vir die liefde wat in ons harte uitstort, soos Paulus in Romeine 5 sê. Dankie dat ons daai liefde opnuut kan ervaar elke dag en mag ons met daai liefde verder gaan as net onsself. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.